Goeiemôre vriende. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Soos altyd baie spesiaal om almal hier te verwelkom. Dankie vir ieder en elk wat vanoggend gekies het om hier saam te wees en mag jy werklik vanoggend so in ons saam wees, iets van God se teenwoordigheid ervaar en mag jy sommer net beleef dat jy vanoggend ook anders hier uitstap. Iemand vertel iewers in die week van eerwaarde biskop Smit wat moes Europa toe gaan, so hy moes op 'n lang bootreis gaan na Europa, dis nou etlike jare gelede en hy kom toe daar op die hawe aan en hy's op die boot en toe hy nou op die boot is, toe kom hy agter, hy gaan sy kajuit met iemand moet deel en dis 'n totale vreemdeling, iemand wat hy nog nooit in sy lewe ontmoet het nie. So hierdie medepassasier lyk toe vir hom so 'n bietjie vreemd en toe hy klaar uitgepak het, besef hy gaan nou met plan maak en hy gaan na die ontvangs toe en toe hy daar by ontvangs kom op hierdie passasierskip wat hom nou na Europa moet neem, toe vra hy luister, hy wil net weet of hy van sy spesiale besittings daar kan los, onder andere oorlosie en dan ook sommer net so 'n bietjie muntstukke en so aan. Hy sê want hy deel sy kajuit met iemand en die persoon lyk nie vir hom betroubaar genoeg nie, so as hulle net sy goed kan hou, sal hy dit hoog op prys stel. Die man by ontvang sê toe vir hom, nee, 100%, ons sal beslis u besittings in veilige bewaring hou. Om die waarheid te sê, die man wat die kamer met jou deel was nou net hier en hy het sy besittings ook hier gelos, vir dieselfde rede. Nou vriende, ons kyk graag na mekaar, op 'n baie suspisieuse manier, met 'n hermeneutiek van suspisie. In koninkrykstyd nooi ons eintlik net uit om 'n nuwe bril op te sit wanneer ons na mense kyk, om eerstens wanneer ons so by mekaar is te sê, hoe sien ek myself en hoe beleef ek my uitleef van God se koninkryk in hierdie wêreld anders? Hoe doen ek dit anders? Hoe sien mense iets dan ook van Jesus in my? Mag ons vanoggend, wanneer ons hier uitstap, opnuut besef dat die uitnodiging daar is om koninkryksmense te wees. Mense te wees wat kies om die mooi, iets van God se beeld in ander raak te sien en daar waar nodig dit selfs in hulle te laat realiseer. Enkele afkondigingsvriende voordat ons vanoggend gaan stil word. Eerstens as jy dalk vanoggend vir die eerste maal hier is en jy voel hierdie is 'n gemeenskap waarvan jy wil deel word, na afloop van die erediens gaan ek hier voor by die nagmaaltafel wees. My kollega is so 'n bietjie op verlof vir die volgende 2 weke, so ons wens haar 'n heerlike rustyd toe. So ek is vanoggend hier voor, as jy hier is en jy wil graag deel word van hierdie gemeenskap, kom maak asseblief kennis en ons sal graag sommer net besonderhede wil uitruil sodat ons ook in die week by mekaar kan uitkom. Dan vriende, verjaarsdag, vandag het ons vir Jessica Smile en Karina Steenekamp en in die week is daar heelwat mense wat verjaar, mag dit sommer net vir almal 'n besondere verjaarsdag wees. Neem asseblief 'n gemeentebrief en loer sommer daarin. Ek kyk sommer net so vinnig, ek sien vir Rikus, Marlene en daar's heelwat bekendes, ek wil nou nie almal uitlig nie, maar weet sommer net dat dit vir elkeen 'n baie spesiale verjaarsdag moet wees en ons wens julle 'n pragtige dag toe. Ons dink aan Alicia Kamfer, wie se moeder Alida de Tooy vir 'n 3de rugvisie in Ferry Glen Hospitaal opgeneem is, Francina Bird wat ernstig op 'n roltrap beseer is hier by Brooklyn Mall, sy sterk tans tuis aan, Willie Oosthuizen wat in Suid-Afrikaanse hospitaal opgeneem is met 'n rugbesering. Ons dink sommer aan hom in besonder, sommer so tong in die kies. Ek sien ons het verlede week 'n huisbak ongeluk gehad, hierdie week 'n roltrap ongeluk, so ek weet nou nie wat ons vir u as gemeente moet sê nie, maar dalk iets soos kom ons vermy my huisbakke en roltrappe in die volgende paar weke, sodat ons veilig kan wees, bly maar op gelykte oppervlaktes, maar dit is sommer net so tong in die kies, vriende. Ons dink in besonder aan almal wat in hierdie tyd deur moeilike tye gaan en ons weet ook dat die Here se teenwoordigheid tasbaar ervaar word daar waar ons as 'n gemeenskap van gelowiges dan ook uitreik na mekaar raak sien.
Aanddiens vanaand om 6:00 in ons erediensruimte en dan is daar soos altyd verbintenis en jeuggroepe na afloop van die erediens. Nou vriende, soos julle teen hierdie tyd reeds weet, Augustus maand is Waterkloof se kuiermaand, so hier gebeur 'n klomp dinge. Donderdag 20 Augustus begin ons met ons burgerdag. Dis sommer vir besighede, as jy 'n burger wil bestel vir jou besigheidsmense vir middagete, laat weet asseblief die kerkkantoor. Ons het verlede week so net, verlede jaar so net neffens 1000 hamburgers gedraai en ons wil kyk of ons dit hierdie jaar meer kan maak. So julle is so welkom om sommer net 'n bestelling te plaas by die kerkkantoor. So donderdag hamburger help net jou personeel om by Vrydag uit te kom. So ons wil julle hartlik uitnooi. Dan vriende, die vrolike Vrydag met musiek is die 21ste Augustus. Dit is ons groot kuier vir die jaar, so 'n week voor die Kermis. Ons gaan weer die orkes daar hê, ons bekende in-huis orkes onder leiding van Johan de Pre. Hulle is sommer so 'n klomp koshuisvriende wat ons elke jaar kom bederf met die mooiste musiek. Soos julle kan sien, ons skilder al prentjies van hulle, so belangrik is hulle vir ons. Dankie vir kunsmatige intelligensie, maar kom wees deel daarvan. Ons praat nog so 'n bietjie of dit pizza gaan wees en of dit iets anders gaan wees, maar wat ons wel weet is, dit gaan lekker wees, so kom wees deel daarvan. Dan ons gemeentefees, die Kermis is die week daarna, die 29ste Augustus. As jy op 'n manier wil betrokke word iewers, is jy so welkom om vir ons te laat weet, maar ek dink die belangrikste vir vanoggend is, maak net 'n knoop in jou oor van al hierdie spesiale datums en kom kuier lekker saam. Einde Augustus is ons gewoonlik poot uit, maar meer lief vir mekaar as ooit van tevore, want ons is 'n gemeenskap wat gasvryheid beoefen en gasvryheid is een van ons kernwaardes om saam te kuier en om deel van 'n groter gemeenskap te wees. Vriende, dan wil ons vanoggend net vir Joyce en vir Peer baie welkom sê by ons. Mag dit sommer vir julle ook 'n lekker geleentheid wees saam met ons en ons sê altyd vir julle dankie sommer net vir die wyse waarop julle ons bedien. Joyce, en besonder dankie dat ons altyd op jou knoppie kan druk. Peer wat vanoggend vir ons kom help met die musiek in terme van die sang. Ons het voor die tyd so lekker geluister na jou en ons weet dit gaan sommer baie spesiaal wees. Vriende, daar's nog 'n klomp ander afkondigings in die gemeentebrief. Asseblief loer daar en vat jy na huis toe en wees hom net op hoogte van dit wat in ons gemeenskap aan die gang is. Ons gaan net so bly sit en dan sing ons saam die volgende lied, soos 'n wildspok. Die woorde is vooruitwysend na ons hinkering om te weet dat ons deel het aan Jesus, aan God, en dat God deel het aan ons. Kom ons bly net so sit. Soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Johan Silje skryf die volgende gedig Ruimte en dit heet as volg: In U ruimportaal word ook ek verruim, onthaal, op berge en in dale, anderkant die anderkant en binnekant die binnekant, in alle omgedopte omtes en oral is my God.
Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan antwoord ons op hierdie seëngroet van die Here. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys U naam. In ons kerke, in ons huise, lof ons, dank ons U te saam. Oor die loflied, vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Werk in die gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, reinig ons deur U genade, laat ons offers heilig wees. U is heilig, maak ons heilig, deur die werking van U Gees. Vriende, deel van ons gemeenskap is dat ons 'n familie van gelowiges wat intergenerasioneel altyd met mekaar besig is, wat glo dat ons geloofsvoorbeelde het en mense wat ouer is as ons, maar dat ons ook glo in mentorskap van onder af, en daarom is 'n deel van ons erediens ook 'n spasie waar ons met mekaar in gesprek tree, waar ouers met kinders kan praat en ooms en tannies oor en weer ook met mekaar kan kommunikeer en sommer net iets kan probeer weergee van ons hier wees, die rede vir ons hier wees op 'n Sondagoggend. So ek wil vanoggend begin en vra dat ons jong mense sommer net so in die banke en die ouers en almal sommer net, en ouers met ouers en oumas en oupas en almal, dat ons sommer net so 'n bietjie sal praat oor hierdie prentjie wat op die bord is. Julle kan sommer so vir 'n oomblik net kyk en gou-gou so 'n bietjie net praat oor wat sien julle hier. Kan ek sommer sien, is daar so 'n hand of twee wat dalk al wil waag om iets te sê? Kom ons hoor daarso. Jana, daar langs jou, kom ons hoor bietjie. Sien jy aardappels? Okay. Sjoe. Ek is nie heeltemal seker van die aardappels nie, maar ons sal nou kyk hoe ons aardappels kan inwerk daar. Wie's nog braaf genoeg? Kom ons hoor bietjie. Enige iemand wat nog 'n kans wil waag. As hy, so ons sien iets van 'n man, iemand sê 'n vrou, sien dalk iets van 'n skaduwee daar, so voordat ons nou heeltemal die pad byste raak, gaan ek julle help. Hierdie is 'n prentjie van Sigurd Koder, waar hy as Duitse kunstenaar iets uitbeeld van die voetewassing. Dis die Petrus en Jesus verhaal, né? Glo dit of nie? So kyk, Jesus se gesig wat reflekteer in die water by die voete. Sien julle Jesus se gesig in die voete? Sien Petrus wat keer, maar ook ontvang. Jesus se kaal voete. Jesus wat baie naby is. Kom ons praat gou vinnig, hoekom was Jesus die disippels se voete? Praat sommer met mekaar so 'n bietjie daaroor. Hoekom was Jesus in besonder Petrus se voete? Jy kan maar van sê. Nederigheid.
Dankie, dis 'n uitbeelding van nederigheid, nee, dankie, julle is so braaf, kom ons hoor nog. Is daar nog iemand wat kan sien? Yes, Anja. Diensbaarheid, nee, om iets te wys van 'n stuk diensbaarheid. Julle is so reg. Kom ons vra dat al die kinders gou hier voorkom staan vir 'n oomblik asseblief. Sien net vir ons maatjies wat daar in die kinderkamer is, ook geleentheid dat hulle ook by ons kan kom staan. Is jy hier? Daar is hy. Is jy bly om hier te wees, Lea? Is julle in dieselfde klas? Ag, dis baie spesiaal, nee. Dankie. Julle, ek wil gou vinnig hoor, ons het nou gehoor diensbaarheid. Wat dink julle beteken diensbaarheid? Help my gou. Wie weet wat beteken diensbaarheid? Jy is bereid om iemand te help, ja, stem julle saam. Nou, hoe kan ons diensbaar wees? Dink gou 'n bietjie. Dis 'n moeilike vraag, nee. Hoe dink julle voel Petrus daar? Kyk gou na daai prentjie. Hoe dink julle voel Petrus? Hoe dink jy hartseer? Dink jy nie hy is bly Jesus was sy voete nie? Maar so 'n bietjie awkward, nee. Sê gou vir my, as ek nou hierso so by een van julle op my knieë kom staan, wat voel julle? Niks, okay, dankie daarvoor. As ek so vir jou kyk, wat voel jy? Ek sê dink of voel. Jy kan sê dink en voel. Okay, ek dink dat soos Jesus dat ek soos 'n koningin is en dat Jesus my soort van gee en dat ek so Okay, dankie, nee. So jy voel spesiaal, nee. Julle, dit is wat diensbaarheid beteken ook, nee, is om ander mense spesiaal te laat voel, nee, om hulle te laat weet, ek is ook iemand. En dit is wat Jesus daar doen met Petrus, nee, hy sê vir hom, jy is ook iemand. Gaan jy vir my die kers kom aansteek, kom ek help jou gou. Julle, kom ons staan sommer so nader, wanneer ons die kers aansteek vanoggend, kom kyk gou saam met ons hier, en dan word ons sommer net bewus van Jesus se teenwoordigheid hier by ons. Dankie. Dankie. Julle, wanneer ons nou kinderbediening toe gaan, is daar 'n klomp fasiliteerders wat baie opgewonde is om saam met julle daar te kuier vandag. Julle gaan so 'n bietjie oor Genesis praat en daar's 'n huisgeloof ook. So mag dit sommer vir julle 'n lekker geleentheid wees. Julle gaan eers lekker saam sing. Dankie vir julle hier wees vanoggend. Dankie almal. Ons word herinner aan hierdie liefde wanneer ons nou saam lied 250 sing, 'n liefde wat diensbaar is, 'n liefde wat afbuig, 'n liefde wat sê, maar ek mens jou, ek maak jou mens, ons bly net so sit. Gods wet vra al ons liefde
Vriende, ons lees vanoggend saam uit Johannes 13 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Nou, ek het verlede jaar hierdie tyd ook spesifiek by hierdie gedeelte stilgestaan en die tema was toe Vader by my voete en ons het spesifiek gekyk na 'n skildery uit die Renaissance tydperk wat ons so 'n bietjie uitgenooi het om na te dink dan ook oor Petrus en Judas en ek onthou nog Annetjie van die kerk het op 'n stadium baie pertinent na die hond in die skildery verwys wat iets is wat in die Renaissance tydperk ons help om te verstaan wat verraad beteken en so aan. So vanoggend se skildery soos ons nou gehoor het lyk meer soos aardappels, maar as jy dieper gaan kyk, dan sien jy iets anders hier raak en ek wil jou hartlik uitnooi om sommer net deurgangs bewus te wees van hierdie prentjie, van die voete, van die refleksie en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar die tema vanoggend is, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? En dis 'n vraag wat Jesus vir die disippels vra, maar is ook 'n vraag wat Jesus vanmôre vir elkeen van ons kom vra. Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Voordat ons saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, wat 'n voorreg om vanoggend hier in U teenwoordigheid te kan wees. Ons glo vanoggend vas dat U ons saamgeroep het, dat U self ook as die enige God hier in ons midde is. Here ons vra dat U vanoggend ons koppe en ons harte alles oop en broos sal maak vir hierdie ou woorde van U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam. Voor die fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n linnedoek geneem en dit om hom vasgebind. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van sy disippels te was en dit met die linnedoek wat om hom gebind was af te droog. Toe hy by Simon Petrus kom, sê die vir hom, Here, gaan U my voete was? Jesus het hom geantwoord, wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy dit verstaan. Petrus sê toe vir hom, U sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie. Jesus het hom geantwoord, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Toe sê Simon Petrus vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Maar Jesus sê vir hom, iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie, want Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het, en weer sy boklere aangetrek en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle sê dit reg, want ek is dit. As ek, julle Here en leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak, soos wat ek gemaak het. Amen, amen, dit beteken net voorwaar. Ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen. Ek sê dit nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Die een wat my brood geëet het, het sy hakskeen teen my gelig. Ek sê dit nou reeds vir julle, voor dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo dat ek is. Amen, amen, ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Dan lees ons verder in vers 21 waar Judas dan nou ook vir Jesus verraai, en ons weet uiteindelik verder dat Petrus dan ook vir Jesus sou verraai. Vriende, soms gebeur dit in hierdie lewe dat 'n mens nie onmiddellik besef wat iemand op 'n bepaalde tydstip in jou lewe vir jou beteken het nie.
Dis dikwels wanneer die lewe met ons gebeur, wanneer ons groot word, dat ons onder andere besef watter opofferinge ons ouers byvoorbeeld vir ons gemaak het. Dis eers as jy self die lewe geleef het, wat jy besef, okay, maar nou maak dit sin, hoekom hulle gedoen het soos hulle gedoen het, en mens besef ook die prys wat hulle dikwels daarvoor betaal het. Miskien is jou voorbeeld vanoggend anders, miskien is dit 'n eggenoot, dalk 'n sibbe, dit kan 'n dosent wees, 'n onderwyser, onderwyseres. Almal van ons wat hier sit vanoggend sal iewers kan sê, maar daar was 'n tyd in my lewe waar iemand iets vir my gedoen het, iets vir my beteken het, waarvan ek nie op daardie stadium die betekenis verstaan het nie. Nou, een so ervaring wat ek het is wanneer my kat gewoonlik so in my sitkamerbank inklim en dit nou sien as 'n mooi plek om naalskerp te maak. Nou, die kat se naam is Marmite en Marmite het nogal die manier om jou so 'n bietjie uit te tart en net vir jou te wys, jy bly by my en ek nie by jou nie. Nou, Marmite sal dit so doen terwyl hy vir jou kyk en terwyl hy dit doen, dan dink ek altyd aan my ma wat vir my gesê het, as ek so met my voete op haar bank sit, dan sy altyd sê, eendag as jy groot is, dan gaan ek by jou kom kuier, dan gaan ek altyd met my voete op die bank sit. Nou, Marmite weet ook nie noodwendig wat met hom gebeur het en wat mense vir hom beteken het nie, want Marmite is 'n rescue kat, as ek die Engels mag gebruik, en Marmite was in 'n kar as 'n babietjie in 'n skrootwerf toegesluit in 'n motor, en iemand het hierdie kat toe nou gered, en op daardie stadium wou my vrou toe nou 'n swart kat hê, en sy toe nou tot die verste lengtes gegaan om hierdie kat te red. En die kat het by ons aangeland, en die kat het 'n tuiste by ons gevind, maar hier is die ding, ek hou nie eintlik van Marmite nie, ek doen nou, maar daai tyd het ek nie. En Marmite besluit toe dat ek sy nuwe eienaar is en nie my vrou nie. So sy redder is ongelukkig nou ook die een met wie hy niks te doen wil hê nie. So as my vrou kom kuier, dan kruip hy vir die eerste paar ure weg onder die bed vir haar, so asof sy nou noodwendig vir hom leed sal aandoen. Nou ja, dis hoe dit gaan in hierdie lewe partykeer, vriende. Ons besef nie altyd wat iemand vir ons beteken het nie. Is eers as hierdie lewe met ons gebeur, wanneer ons begrip kry vir die lewe, waar die geheim oopgesluit word. Ek sou doeteenvoudig vanoggend oneerlik wees as ek sê dat dit wat ek hier lewer 'n preek is wat ek fyn uitgewerk self aangedink het. Ek het so 'n jaar terug geluister na 'n preek van Cas Weppener wat my so aangegryp het oor Johannes 13 dat ek net gedink het ek moet dit op 'n manier vir myself probeer vertaal in my eie woorde en ek het ook so gemaak. So vanoggend het ek sommer vir myself geskryf, jy's welkom om in te luister. Miskien beteken dit vir jou ook iets vanoggend, maar dit beteken vir my in die eerste plek iets. So ek herinner myself vanoggend aan hierdie teks en dit wat Cas oor hierdie teks kom sê het. So luister saam. Miskien is daar vir jou ook iets daarin opgesluit. So Johannes 13 sê Cas gaan oor hierdie geheim. Want ons sien sommer in die eerste gedeelte, voor die fees van die Pasga, het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het en dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. So ons hoor duidelik, hier's Jesus wat weet en hier's hierdie disippels wat nie weet nie. Petrus dink hy weet, maar hy weet ook nie. Hoe kan hy weet? In die vroeë kerk, vriende, het hulle nogal 'n besondere woord daarvoor gehad. Dis die woord disciplina arcani. Nou, wat beteken dit? Dit beteken letterlik 'n geheime dissipline. Dit het daarop neergekom dat die kerk sekere van sy leringe teruggehou het van sekere mense. Aan die een kant het dit basies daaroor gegaan dat jy dit geleer is waarvoor jy gereed was om te ontvang. Amper so 'n bietjie soos 'n syllabus op skool. Jy kan nie in graad 3, graad 5 se werk leer nie, nee, jy is nog nie gereed daarvoor nie. Dit is 'n proses. So in die vroeë kerk het dit so gewerk dat as jy 'n navolger van Jesus geword het, dan het hulle amper so 'n tipe van 'n syllabus vir jou gehad waar hulle jou stelselmatig geleer het wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees.
So, aan die een kant het jy dan dat jy geleer word wat jy gereed is om te ontvang, maar aan die ander kant was die kerk ook hierdie onwettige minderheidsbeweging en daarom moes die kerk heeltyd in 'n beskermende hoedanigheid optree, moes die kerk haarself eintlik beskerm teen mense wat nie deel was van hierdie radikale beweging nie. So in essensie het Dissipline Arcani daaroor gegaan dat die navolging van Jesus so 'n ernstige saak was, dat dit net volledig gegee is aan die wat bereid was om hulle lewe 100% daaraan te wy. So jy kon nie alles weet, as jy nie heeltemal 100% ernstig was met wat dit beteken om Jesus te volg nie. Kyk mooi na Johannes 13. Ons lees in vers 2 van Judas vriende en dan lees ons nog 5 keer daarna van Judas en as ons in vers 21 kom, dan is Judas nie meer op die toneel nie, dan het Jesus letterlik of die persoon wat hierdie teksgedeelte skryf, naamlik Johannes, eintlik vir Judas uit die storie uitgeskryf. So met ander woorde, Judas is nie meer deel van die groter verhaal nie. Die inhoud waarmee daar nou gewerk gaan word, is van so 'n aard, dat Judas nie uitgeverkoop is daaraan nie. En daarom, na die voetwassing, moet Judas die vertrek verlaat, want hy gaan 'n ander rigting in. Hy gaan nie die Jesus volgelingroete in nie. So jy moet reg wees om te ontvang wat jy gaan kry. Nou, dis die interessante in die lewe, in die kerk, hoe dink ons altyd, meer is beter, nê? Nee. Ons dink altyd in die kerk dat, hoeveel mense was daar vanoggend, want ons bepaal so 'n bietjie die sukses van eredienste en geleenthede daaraan. Maar telke male as jy in die Bybel gaan kyk, dan kry jy 'n ander prentjie. Jy kry onder andere hierdie prentjie van eerstens Jesus se volgelinge, hierdie skare wat telke male dunner en minder word. Hoe meer die inligting word oor wat dit beteken om Jesus te volg, hoe kleiner word die groep. En hier in Johannes 13 het jy presies hierdie ervaring. Jy sien dat die vertrek as te ware gesuiwer moet word, sodat die wat gereed is om nou die geheim te ontvang, die geheim van wat dit beteken om werklik te gaan voete was, sodat hulle dit kan ontvang. Dit is vir my altyd so treffend as jy na die evangelies kyk. Dit begin by groot skares wat honger is. Uiteindelik, hoe nader die kruis kom, is dit net Jesus se disippels wat oorbly. Uiteindelik is dit net Petrus wat oorbly. Dan sit net Jesus. En as Jesus sterf, dan sit net die vroue en uiteindelik 'n enkele Maria wat agterbly. Dit word dunner en minder. Nou vriende, hier's iets baie spesifiek in Johannes 13 aan die gang. En dit het baie met water te maak. Want sien, die water hier in Johannes 13 help ons om iets van die geheim te verstaan. Water en heilige grond is sinoniem met mekaar. Ons staan hier in Johannes 13 op 'n drempel. En die water is as te ware die drempel. Nadat die voete gewas is, kies jy of jy as iemand wie se voete gewas is, gaan leef in hierdie wêreld, en of jy gaan terugtreë en terughardloop. Vriende, jy kan eers hierdie drempel oortree wanneer jy die vraag vra vir jouself: verstaan jy wat ek vir jou gedoen het? Wanneer jy hierdie vraag van Jesus volledig in die oë kyk, wanneer jy die somme gaan maak en vra wat die koste van hierdie disippelskap is, dan eers kan jy oor die drempel gaan. Die oomblik as jy die implikasies besef het van wat dit beteken, dat Jesus by jou voete kom kniel en jou voete was.
Dalk moet ons net so vir 'n oomblik terugtreë, vriende. In Johannes Evangelie is dit baie belangrik, want Johannes gee vir ons eintlik 'n baie spesifieke perspektief. Die mense wat die meeste oor Johannes skryf, sal vir jou wys daarop, dat hoofstuk 1 tot 12 is die eerste boek, en dan van hoofstuk 13 af het jy die tweede boek. So hoofstuk 1 tot 12 gaan oor hierdie tekenverhale. Dit gaan byvoorbeeld, julle sal onthou, die bruilof van Kana. Dit gaan oor al hierdie tekens, die genesings, die wonderwerke. En dan in vers 13 begin die tweede deel van die boek. Dis wat genoem word die boek van glorie. Nou, ons moet eintlik so 'n bietjie versigtig wees hoe ons die woord die boek van glorie gebruik, want op die einde van die dag, as jy na Johannes 13 kyk, dan kom jy gou agter dat Jesus se glorie nie skitter en skyn nie. Dit bloei eerder. In boek 2 kry ons waar Jesus sy disippels voorberei op dit wat nou gaan kom. Die kruispad, die opstanding. So dis hierdie massiewe oorgang, en ons moet dit vanoggend hoor, vriende, want hoofstuk 13 is as te ware hierdie skanier wat hierdie boek aan mekaar hou. Kom ons sien net gou wat hier gebeur. Daar's 'n vertrek waar ons begin in hoofstuk 13. Wanneer die disippels saam met Jesus in daai vertrek instap, dan word die deur agter hulle toegetrek. En daar bly hulle by die tafel sit. En dan gebeur hierdie voetwassing. Nee, is hierdie oorgang wat daar in die vertrek gebeur, hierdie drempeltyd. Hierdie tussen wat kom en wat nog nie gebeur het nie, hierdie tussenin, tussen wat was, wat is en wat kom. Ons moet besef, dis 'n heilige oomblik. Hulle is nog nie in Egipte nie, want hulle is daar uit. Nee, so hulle is nie meer in Egipte nie, maar hulle is ook nog nie in die beloofde land nie. Hulle is eintlik so 'n bietjie waar Moses nog is, by die brandende bos, waar die Here vir Moses sê, ek is wat ek is. En dan kry ons hierdie woorde weer in hoofstuk 13. Jesus word die brandende bos by hierdie tafel in hoofstuk 13. Jesus sê, kom in die vertrek in. Kom in hierdie tussentyd in, maar soos Moses, trek uit jou skoene, want hierdie grond waarby jy nou staan is heilig. Hier's 'n misterie in hierdie oomblik opgesluit. Jesus weet hulle verstaan nie, en tog gaan hy voort om hulle voete te was. En let wel, hier's die kern van die verhaal. Hoe sou jy gewoonlik iemand se voete gewas het, vriende? Jy sou iemand se voete gewas het voor jy begin eet het, voordat die maaltyd begin, maar kyk gou wat doen Jesus, hy begin met die maaltyd en dan was hy die voete, amper om iets van die andersheid van hierdie voetewassing hier uit te beeld. Dan het ons hierdie simboliek van wees diensbaar soos ek julle dien, so moet julle dien. Maar dit gaan eintlik so 'n entjie verder, want onthou op pad daarheen is die disippels besig om wat te doen? Hulle is besig om by mekaar te stry oor wie is die belangrikste. Hoor gou hierdie drempeltyd, vriende, hoor gou wat hier gebeur. Hulle is met hulle egos besig, wie is die belangrikste? Jesus kniel nadat hulle geëet het. En Jesus sê vir hulle, julle redekawel oor wie die grootste ego het. En eintlik gaan hierdie verhaal, soos die kinders ons vanoggend reg laat verstaan het, oor diensbaarheid. Hannes Koornhof sê, hy sê, hou op om mekaar se koppe te was. Julle ken daai spreekwoord, nee, om iemand se kop te was. Nee, om hulle so 'n bietjie behoorlik uit te trap, om te beklei. Hy sê, hou op om mekaar se koppe te was mekaar se voete. Buig af. Maar vriende, is meer as net diensbaarheid in hierdie water opgesluit. Dis deel van hierdie dissipline arcani, is meer. Kyk weer na vers 8, die laaste reël waar Petrus vir Jesus die eerste keer antwoord. Jesus sê vir hom daar, as ek nie jou voete was nie, dan het jy nie deel aan my nie. Vriende, hierdie voetewassing beteken vanoggend beslis diensbaarheid. Maar daar's iets dieper. Dit gaan oor
veel meer as diensbaarheid. Dit gaan oor wat gebeur wanneer hierdie ete verby is. Dit gaan daaroor dat Jesus sterwe, dat sy disippels saam met hom sterwe. Dit gaan daaroor dat hulle weer gaan opstaan by hierdie tafel en ongetwyfeld gaan uitstap. Anders as wat hulle ingekom het. Hulle kom in met hulle egos en hulle stap uit met 'n stuk diensbaarheid, maar iets selfs diepere, sterf in myself. Vriende, dis wanneer ons die dubbele betekenis van die water en die voetwassing sien, dat ons ewe skielik na die water onder die oppervlakte begin kyk, nee, dan kyk ons dieper as die water. Dan sien ons daaronder. Daar gebeur iets anders. Op die oppervlakte sien ons die bekende waterritueel wat ons verstaan. Wees lief deur voete te was. Maar dieper sien ons hierdie drumpeltyd en water wat belangrik is. As jy met sandale op 'n stofpad gestap het om by 'n ete uit te kom, dan het jy dit nodig om jou voete skoon te maak. Dit les jou dors, water reinig jou. Water beteken ook natuurlik tsunamies, vloede, verdrinkings. So aan die een kant het water hierdie reinigingselement, hierdie verkokingselement, en aan die ander kant kan dit vernietig. Beide te veel en te min daarvan. Hierdie paradoksale simboliek van water is bykans in alle kulture sigbaar. Daarom dat die Bybel dit ook gebruik, Noag se vloed. Dis 'n vernietiging, maar ook 'n suiwering, 'n redding. So wat is dieper as die oppervlakte? Romeine 6 help ons, of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Hier's waar die geheim lê, vriende. Het jy al jouself gekonfronteer met wat dit werklik beteken dat jou voete gewas is, dat daai oorgangstyd, daai waterritueel as te ware jou nie net skoon maak en diensbaar maak nie, maar eintlik as te ware van jou vra om jouself te verdrink in die skottels van hierdie lewe, jou eie ego, jou eie ekkigheid, jou stuk van jou menswees wat so graag belangriker wil wees, wat nie wil kniel nie. Dit wat Romeine 6 ons uitnooi om te verstaan. Vriende, in die eerste eeu was dit so treffend dat die kerk nogal anders gedink het oor 'n doopvond. So hier's 'n voorbeeld van 'n doopvond in die vorm van 'n baarmoeder. Want op 'n manier het die doopvond jou in die eerste eeu herinner dat jy nuut gebore word. Maar daar was ook die doodskus, want jy moes sterf sodat jy nuut gebore kon word. Hierdie volgende aanhaling het my so getref. The font into which they stepped was simultaneously a watery tomb and a watery womb. Hoor gou water wat ons help om ons oud en ons nuut met mekaar in verband te bring, maar dit beteken iets tussenin. Vriende, Judas kies om terug te loop. Hy kies om die deur toe te trek en te sê, ek kan nie hierdie kant toe aangaan nie. Die ander disippels kies om aan te gaan. Hierdie tussentyd is die tyd waar ek en jy op die heilige grond van hierdie lewe moet vra, hoe diep is ek bereid om Jesus te volg? Hoe ver is ek bereid om Jesus te volg?
Is ek bereid om te sterf aan myself? Vriende, dit wil iets beklemtoon van hierdie sterf van my eie ekkigheid, sodat ek nuut kan opstaan by die tafel en anders in hierdie wêreld teenwoordig kan gaan wees. Ook in Johannes 13 kry jy in die waterdeel aan Jesus 'n nuwe lewe, maar dit beteken die afsterf van 'n ou lewe. Met ander woorde, my voete word gewas en so word ek, ego en al, in die waskom by die tafel verdrink. By die tafel kom ek aan lê. Daar is die deur. Judas gaan weer uit. Is daar nog van die 12 disippels wat ook wil uit? Wil jy dalk vanoggend uit? Wil jy teruggaan na die tyd van die tekens? Of wil jy jou voete laat was? Saam brood breek. Want onthou, as jy brood breek en eet saam met Jesus, is dit wat Jesus vir die disippels verduidelik, dan word jy ook nagmaalsbrood wat gekou word deur hierdie wêreld, deur 'n baie honger wêreld. En as ek nie sterf nie, kan ek nie nuut teenwoordig wees in hierdie wêreld nie. Hoor hierdie oorgangsritueel. Kas Weppener herinner aan die Xhosa-tradisie. Seuns is by die huis nog seuns en hulle word seuns genoem. En dan gaan hulle bos toe. En wanneer hulle terugkom, is dit as mans. In hierdie tussentyd is hulle nie seuns nie en hulle is ook nie mans nie. Hulle word amakwetas genoem. Hulle word letterlik verwond. Daar gebeur verwondheid met hulle en hulle word 'n klomp goed geleer in die proses. En wat gebeur hier? Seuns word deur hierdie inisiasie mans gemaak, sodat hulle op 'n ander manier in die samelewing teenwoordig kan wees. Vriende, wanneer ons voete gewas word, dan is dit ten diepste sodat ek en jy anders in hierdie wêreld teenwoordig kan wees. Hier in hoofstuk 13 vra Jesus vir die disippels, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Wat moet hulle verstaan? Die genade wat ek nodig het om aan my ou lewe te sterf, sodat ek nuut kan leef, sodat ek op 'n nuwe wyse kan volg. Vriende, dis die ek wat nie wil voete was nie. Dis die ek wat nie wil sterf nie, wat verdrink moet word. Staan vanoggend vir 'n oomblik by hierdie skildery van Sigurd Koder stil. Ek wil jou uitnooi. Kyk weer na die skildery. Jesus roep ons om sy voorbeeld, die patroon van sy lewe, sy liggaamshouding in te neem. Sy gesindheid, 'n wegsteekgesindheid, 'n gesig wat maar net kan reflekteer by Petrus se voete. Dit vra iets groots. Vra iets anders as wat die samelewing verwag. Vriende, hoe lyk dit by my eggenoot, my kinders, my familie, die wêreld waarin ek leef? Sien vanoggend Jesus by my voete. Vader by my voete. Maar sien jouself ook. Gaan wees dit. Onomwonde. Net soos jy is, daar waar jy is. Here, dankie vir Dissipline Arcani, dat ons die geheim kan hoor, dieper as die oppervlakte. Hierdie geheim, Here, wat my uitnooi tot 'n radikale volgelingskap. Here, ons sê dit vanoggend nie met die kinders gedeel nie, want hulle is nog by
diensbaarheid, dis nog vir hulle verteerbaar. Maar vir ons, Here, wat vanoggend as volwassenes hier sit, het ons nodig om te besef dat ons nie net kan verteer nie, maar ook bereid moet wees om nagmaalsbrood te word wat gekou word in hierdie wêreld. Here, help ons om regtig af te buig in 'n wêreld wat hierdie soort disippelskap op soveel terreine so brood nodig het. Here, ons weet dat die lewe 'n indiensopleiding is, dat dinge oopbreek soos ons gaan. Dankie dat U die lewende God is, wat in elke seisoen by ons betrokke is. Amen. Ons gee geleentheid om die Here dan ook te dien met ons offergawes en daarmee saam luister ons na Peer van der Merwe se lied wat hy vir ons sing. Dis nie sy lied nie, hy sing dit net vir ons, gee U vrede. As ek voor hom kon staan, dan sou ek dringend dit wou vra. Hier laat ons nie maar net begaan nie, gryp in die verloop, is daar nog hoop. As hy hier sou staan, sou ek wanhoopig hart wou uitskreeu. Waarom word daar na soveel eeue nog steeds gestry, nog steeds gelei? Dona nobis pacem, pacem, dona nobis pacem. Gee ons vrede, 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 gee ons vrede. Nou, gee dit nou. As ons voor hom sou staan, sou hy dan doof bly vir gebede wat smeek sedert die tuin van Eden. Gee ons vrede, gee ons vrede. Dona nobis pacem, pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, pacem.
Kom ons staan, vriende. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te lief, om ander oor as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek opgee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te lief, om ander oor as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Vriende, ons wil jou hartlik uitnooi. Ons gaan nou die seën ontvang en dan luister ons daarna na volgende lied van Peer, The Exodus Song. Mag die pad verrys om jou te ontmoet, die wind altyd teen jou rug en die son warm op jou gesig. En tot ons weer ontmoet, mag die reën sag val op jou land. Mag God jou behoed in die palm van sy hand. Amen. brave and ancient land to me. And when the morning sun
fields, the hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. So take my hand and walk this land with me, and walk this golden land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I must fight, I'll fight to make this land our own, until